waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing saam Psalm 92, vers 1 en vers 2. Ek herinner u daaraan dat u bly sit, totdat ek vir u wys om op te staan. Wie sou die Heer nie prys nie, as weer met nuwe gloed, rustig ons begroet. Wie hom nie dank bewys nie, in stille môre wagte, as ons sy guns omring. Wie vir sy trou nie sing, 'n loflied in die nagte. Wie sou die troue Heer nie, om wat sy gunst ons bied, met hooggestemde lied, by harp en luids wel eer nie, maak weer los my bande, hy maak my tong weer vry, ek roem sy dade bly, die werke van sy hande. Kom ons doen saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister, broer en suster, nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik,
nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan saam sing Psalm 92, vers 6 en vers 7. Daarna gaan ek u voor in die gebed. Ek sal weer vir u wys as u kan opstaan. Rustig is in 'n kroon, so groei Gods volk so lustig, al groei deur Gods genade, al bloei daar hoog en fris, waar God se voorhof is, in skone lof gewade. O groei in balsemligte, selfs in die ouderdom, sal daar geen mindering kom, van bloei en edele vrugte, 'n lof sal nie verstom nie. Die Heer is reg en hy is 'n rots vir my, geen onreg is in hom nie. Ons Vader wat in die hemel is, ons as 'n gemeente hoor dat U praat met ons oor die belangrikheid van die tyd wat ons op hierdie aarde het. Dat U praat met ons en U sê vir ons dat ons moet sorg dat ons sake in orde het, dat ons dinge reg reël, maar bo alles dat ons moet seker maak dat ons erfgename is van U ewige koninkryk. Dat ons met sekerheid moet leef en weet waarheen ons op pad is. U sê vir ons dat die lewe hier op aarde is tydelik en dit is kort. U sê vir ons ook daarmee dat ons moet baie seker maak dat ons ken U en leef in 'n verhouding met U, en ons maak nou al reeds tyd om U te vereer en te verheerlik, want hierna moet ons dit vir 'n ewigheid doen. U sê vir ons dat ons nie die geleentheid by ons moet laat verbygaan nie. Ons hoor U Vader dat ons werke daarvan moet spreek, dat ons U ken en dat ons U eer en verheerlik.
Ons weet die lewe is vlietend en kort en ons is soos die gras wat vandag nog mooi is en afgesny word en môre is dit met ons vaal en verby. En tog leef ons met sekerheid en dankbaarheid in ons harte, want goeie Vader, U het vir ons U seun gegee, wat nie aan die kruis gebly het nie en wat nie dood gebly het nie, maar wat opgestaan het en wat lewe. En daarom bid ons en sê ons vir U baie dankie, dat ons met soveel sekerheid en hoop kan lewe. En al vol al hierdie dinge ons in hierdie oggend, en hou ons gedagtes besig, laat ons tog U woord hoor, want dit is waar die lewe begin. Die lewe is in U woord wat die Heilige Gees gebruik in ons almal se lewe. Laat ons duidelik die evangelie van ons Here Jesus Christus hoor en dit glo. Baie dankie vir ons medegelowiges wat ons liefhet, wat ons ondersteun, wat bereid is om langs ons te staan en ons vas te hou in hierdie tye wat dit vir ons voel, alles is te veel en is te moeilik. Vertroos ons medegelowiges wat hartseer is. Skenk aan ons die krag wat ons nodig het om met die lewe aan te gaan tot die eer van U naam. Ons bid dat U ons sonde sal vergewe op grond van die verdienste van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons luister saam na die woord van die Here. Ons lees 1 Konings hoofstuk 16 vanaf vers 29 tot hoofstuk 17 vers 24, 1 Konings. En die 1953 vertaling gebruik ons vanoggend. Net voor dit is daar vertel van Agab se pa van koning Omri. En koning Omri was ook maar 'n goddelose man. En dan lees ons vanaf vers 29. En Agab, die seun van Omri, het oor Israel koning geword in die 38ste jaar van Asa, die koning van Juda, en Agab, die seun van Omri, het in Samaria oor Israel 22 jaar geregeer. En Agab, die seun van Omri, het gedoen wat kwaad is in die oë van die Here, meer as al sy voorgangers. En dit was nog die minste dat hy in die sondes van Jerobeam, die seun van Nebat, gewandel het. Hy het Isebel, die dogter van Ed-Baal, die koning van die Sidoneërs, as vrou geneem, en Baal gaan dien en voor hom neergebuig, en vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak, en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg, as al die konings van Israel, sy voorgangers. In sy dae het Hiel van Bethel Jerigo opgebou. Ten koste van Abiram, sy eersgeborene, het hy sy fondament gelê, en ten koste van Segub, sy jongste, sy poorte opgerig, volgens die woord van wat die Here, wat hy deur die diens van Joshua, die seun van Nun, gespreek het. En Elia, die Tisbiet uit Tisbe in Gilead, het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hier vandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het smorens brood en vleis gebring, en saans brood en vleis, en hy het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê,
maak jou klaar, gaan na Sarfat, wat by Sidon is, en bly daar, kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juis besig om haar daar houtjies by mekaar te maak, en hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan, dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en maak dit vir my en my seun klaar, dat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit vir my, uit vir my, daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia. En sy het geëet, sy en hy en haar gesin, daelang. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here, wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Na hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares van die huis, siek geword. En sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie. Toe sê sy vir Elia, wat het ek met u te doen, man van God? U het na my gekom om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring en my seun dood te maak. Maar hy antwoord haar, gee jou seun vir my. En hy het hom van haar skoot afgeneem en hom opgedra na die bokamer waar hy self gewoon het en hom op sy bed neergelê. En hy het die Here aangeroep en gesê, Here, my God, het u selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef onheil gebring, deur haar seun te laat sterwe. En daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind en die Here aangeroep en gesê, Here, my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. Daarop neem Elia die kind en bring hom af uit die bokamer in die huis en gee hom aan sy moeder en Elia sê, kyk, jou seun lewe. En die vrou sê vir Elia, nou weet ek, dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here in u mond waarheid is. Tot sover, broer en suster, ons kan kyk na verse 32 en 33 van 1 Konings, hoofstuk 16. En vir Baal 'n altaar opgerig in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. Ook het Agab die heilige boomstam gemaak en Agab het nog meer gedoen om die Here, die God van Israel, te terg as al die konings van Israel sy voorgangers. Dan kan 'n mens ook al reeds let op die geskiedenis wat vertel word van Elia se konfrontasie met Agab, dat hy vir hom sê dat daar sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord in hoofstuk 17 vers 1, en dan ook vers 3 en 4 waar die Here sê, gaan hier vandaan weg, draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is, en jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. Glo jy dat die Bybel is die woord van God? Glo jy dat die woord van God bevat die beloftes van God vir jou en vir my? 'n Mens kan
jou baie maklik hier misgis. Jy kan baie vinnig sê, ja, ek glo dat die Bybel is die woord van God en dat die Bybelkinders is daarom 'n baie spesiale boek. Maar dan moet jy dit prakties in jou lewe demonstreer. Dan moet jy dit met jou leefwyse wys. Jy sien, wanneer ons die Bybel lees, en baie keer moet ek sê, vind ek ook, ek lees die Bybel, wil ek amper sê, soos wat 'n teoloog dit sal lees, en ek hou nie daarvan nie, dit is nie vir my die regte manier om die Bybel te lees nie. Die Bybel weet ek wanneer ek hom lees onder leiding van die Heilige Gees en God spreek my aan tot binne in my siel, is dit vir my anders. Dan weet ek, hier is nie twyfel daaroor dat ek moet die woord van God gehoorsaam nie. En dit is nie altyd maklik nie. Soms sê die Here dinge oor my lewe en oor die tyd waarin ek lewe en ek wil eintlik 'n ander pad gaan. Maar ek moet hoor en ek moet gehoorsaam en ek moet buig voor die woord van God. Ons lewe in 'n tyd wat as jy vir mense vra wat kerk toe kom, glo jy dat die Bybel is die woord van God, dan sê hulle ja. Hulle glo dit. Maar hulle leefwyse toon dat dit is wêrelds. Hulle volg die pad van die wêreld. Nou vra ek myself dan af, luister jy dan werklik as God praat? Of het jy eintlik God met permissie gesê, die mond gesnoer in jou lewe? Jy lees jou Bybel, maar soos wat ek net nou gesê het, op so 'n manier dat daar is nie 'n boodskap vir jou nie, en jou lewe wys dit. Jy dra maar nog steeds dieselfde dinge in jou hart, dieselfde haat, dieselfde woede, dieselfde kwaad wees. Ek loop nog maar steeds my eie pad. Ek sal doen wat ek wil doen, al sê die Here, nie so nie. Almal doen dit so. Die wêreld doen dit so. Waarom kan ek dit nie so doen nie? Broer en suster, die Here waarsku ons hierteen ook in die boek Romeine, as hy deur die apostel Paulus vir ons skryf, dat besop die wêreld het 'n manier om die waarheid om te draai in 'n leuen, en om die leuen die waarheid te maak. Die wêreld sal byvoorbeeld sê dat hierdie losbandigheid wat in die wêreld is reg. Dit is goed. Jy sien dit op Netflix. Jy sien dit oral. Mense dink dit is reg om so te lewe. Dis nie eens vir almal 'n uitgemaakte saak dat 'n sekere leefwyse, en ek praat spesifiek as jy praat in die konteks van Romeine 1, dat die leefwyse van man en vrou is verkeerd nie. Maar daardie mense, baie van hulle sal sê, ek glo dat die Bybel is die woord van God. Maar luister jy dan nog na God? Hoor jy nog as hy met jou praat? Is baie begrafnisse nou in ons gemeente. Baie hartseer mense wat vanoggend hier sit. Baie. Hoe gaan jy treur? Wat gaan jy vir jouself sê by daardie graf? Wat gaan jy vir jouself sê in die maande wat hierna kom? Glo jy die woord van die Here dat daardie persoon wat as 'n gelowige geleef het en so gesterf het, is nie verlore nie? Leef jy dit? Ek sê nie jy moet al die trane met 'n groot knop in die keel afsluk nie, maar treur jy soos 'n gelowige dit doen? Ek vra weer dieselfde vraag, die dringende vraag. Is die woord van God werklik vir jou die stem van die Here in jou lewe tot diep binne in jou siel? Moenie in jouself glo nie, moenie na jouself luister nie, maar glo in God se woord en dan sal jy werklik lewe. Ek wil by u pleit, broer en suster, moenie eie kop volg nie. Ek weet die Bybel is 'n baie ou boek wat duisende jare oud is. Maar daardie boek het steeds 'n boodskap vir vandag. Daardie boek is steeds die woord van God, waardeur God vandag spesifiek met elkeen van ons praat. Daardie boek inspireer my elke dag van elke week om te bid op grond van dit wat ek daar gelees het.
En ek bid in die eerste plek, Here, gee aan my die krag om dit wat ek hier gehoor het te gehoorsaam. Dis die eerste ding feitelik wat ek altyd bid. Want ek is so bang, ek hoor die woord van die Here, maar ek besluit in myself, nee, wag 'n bietjie, ek dink op hierdie punt het die wêreld baie verander en die Bybel is 'n bietjie oud, ek sal liewerste dit so doen. Op hierdie manier gaan ek dit doen. Ek bid dat die Here my daarvan sal bewaar. Koning Agab se pa Omri was slegte nuus. Koning Agab was nog slegter nuus. Hy is een van die mees goddelose konings wat daar ooit was. Hy het nie net gedoen wat hulle voorvader Jerobeam gedoen het, deur God te probeer dien, deur die kalverbeelde wat hy opgesit het by Dan en by Bethel nie. Hy het 'n stappie verder gegaan, hy het letterlik 'n kalfbeeld bo en aan die suidekant van die land gesit. Hy het 'n stappie verder gegaan deur te sê, ek is klaar met hierdie God. Klaar. Ek verklaar, hy is nie meer die God van ons land nie. Hy is nie meer die nasionale God nie. Ons het 'n ander een gekry, 'n beter een, 'n lekkerder een. Hier is hy. Hy is Baal. En gewoonlik is die beelde van Baal so voorgestel dat dit is 'n manlike beeld met allerhande abnormaliteite om sy vrugbaarheid te demonstreer. Jy moet onthou, op hierdie punt het hy verder gegaan as enige iemand voor hom. Jerobeam het nog die idee gehad wat hulle gehad het, Aaron met die goue kalf in die woestyn, toe hulle op pad was na die beloofde land toe, en dit het so gewerk, dat bokant die goue kalf, moenie die goue kalf aanbid nie, maar aanbid nog steeds vir Jahwe, die God van Israel, die oortreding van die tweede gebod. Dien God op hierdie manier, 'n eiewillige manier. Agab sê, nee, julle ou mense, wat nog tradisioneel is en hierdie God wil aanbid, welkom, julle kan dit doen, ons gaan julle nie vervolg nie, maar daar is nie meer plek vir hom hier nie. My nuwe vroutjie het die eerste Baalbeeld gebring. Sy is die pragtige koningin van die Sidoneërs, Isebel. Hier is die nuwe God uit die beste klip gekap met die pragtigste handewerk van die Sidoneërs. Dit is julle nuwe God. Hy sal sorg dat dit goed gaan met julle, dat dit reën, dat die son skyn, dat julle oeste opkom, dat julle oes, dat daar gras is vir julle vee, dat hierdie land 'n land van voorspoed sal wees. Hierdie beeld, hierdie God, Baal, hy gaan dit doen. En dis die verskil, broer en suster. Agab het oor 'n grens gegaan, wat niemand voorheen oorgegaan het nie. En daarmee het hy gesê, wel as daar nie plek is vir Jahwe nie, ons luister nie meer na hom nie, hy praat nie, ek dink nie hy praat nie, het Agab gesê, ek hoor hom nie. Ons is klaar met die God van Abraham en Isak en Jakob. Ons hoor nie meer sy woord nie. En daarom gaan hy, en dit is so 'n terloopse verduideliking in die Bybel, en jy kan hom baie maklik mislees. Die tragiese geskiedenis van die kontrakteursfirma Hiel en Seuns. Het u daardie tragiese geskiedenis van die kontrakteurfirma Hiel en Seuns gelees? Ek meen, hulle kry die kontrak. Daar's nie 'n beter kontrak om te kry nie. Dit is soos om Eskom te wees. Dit is vir jare en jare. Kyk, die dag toe Hiel en Seuns die kontrak by koning Agab gekry het, het hulle vir hulle self gesê, nou is ons gemaak
vir generasies. Ons gaan skatryk wees tot in die geslagte. Dis bouwerk vir jare en jare en jare. Maar jy moet onthou wat lê hier agter. Al hierdie dinge wat ek hier nou vertel het van Agab se benadering, van die nuwe God wat hy gekry het vir Israel, van God wat hy sê, ons hoor hom nie meer nie, sy woord tel nie meer nie, moenie luister na sy woord nie, dit maak nie meer saak nie, hoe bring ek nou die kloutjie by die oor? Wel, onthou jy die stad Jerigo? Onthou julle kinders die stad Jerigo? Wat kan julle onthou van die stad Jerigo? Die stad Jerigo het mure gehad soos geen ander stad van die Kanaaniete nie. Hulle het letterlik huise in die mure gehad van die stad. So dik en indrukwekkend en groot was daar die stad, dat niemand kon daai stad inneem nie. Dit was 'n vestingstad. Dit was die eerste stad wat eintlik die poort was tot die beloofde land. As jy die stad nie ingeneem het nie, kan jy die land nie vat nie. En Israel kom deur die woestyn na honderde jare in Egipte, en daar lê Jerigo, en Jerigo se mure. En Josua sê, wat nou? Here, wat nou? En op die ou einde van die dag sê die Here vir hom, julle trek om daardie stad een keer op 'n dag. Die hele volk, een keer op 'n dag. En op die Sabbatdag, dan gaan julle meer kere om. En dan hef julle stemme op en julle blaas op die ramshorings en julle sal sien wat gebeur. En so gesê, so gedaan. Hulle hoor die woord van die Here en hulle gehoorsaam die woord van die Here. Die Here het ons gesê, hy gaan vir hulle hierdie stad oopmaak. Die Here het ons gepraat. Die Here het ons beloof. En daardie stad se mure verkrummel. Dat elke man staan daar in die Bybel het reg voor hom die stad binne gegaan en hulle die stad ingeneem en hulle het niks van die goed in die stad gebuit nie. Hulle het die stad met die banvloek getref en almal uitgewis. 600 jaar later is dit die tyd van koning Agab. En Agab en sy raadgewers sê, kyk hierdie land gaan ons 'n welvarende land maak, ons gaan dit die beste land maak in die ganse Midde-Ooste, daar sal nie nog so 'n land wees nie, en sy raadgewer sê vir hom, ons moet dink aan die veiligheid van hierdie land. Voor dit het die Here Jahwe die land beskerm, maar nou gaan ons dit doen. Ons begin by Jerigo. Jerigo moet mure kry. Wat is hierdie ding dat Jerigo se mure vir 600 jaar lank al net so lê? Die stad is lank al herbou. Die mense bly daar. Nou is nie mure nie. Want die Here het deur Josua vir hulle gesê, julle herbou nie die mure nie. As julle daai mure gaan herbou, gaan jy baie spyt wees, dit gaan daarop neerkom, dat jy sal jou ganse gesin uitwis. Jy sal die fondamente lê ten koste van die oudste, en jy sal die poorte hang ten koste van die jongste se lewe, en dis 'n Hebreëse manier om te sê, jy gaan jou gesin uitwis, heeltemal. Ek wonder of HL die dag by hulle kontrakteursfirma se kantore, toe hulle so gejubel en gejuig, mure van Jerigo, almal het geweet. HL en sy seuns ook. Hulle het geweet. Hulle het net dood eenvoudig besluit saam met koning Agab, ons nie meer nie. Ons hoef nie meer te luister na die Here nie. Ons kan begin doen wat ons wil doen. Dis 600 jaar later. Ek weet beter. Dit moes. Ek sê vir myself, broer en suster, dit staan nie in die Bybel nie, maar dit moes. Tot in die troonkamer van die koning weer klink het. Toe HL daai poorte se deure inhang en sy laaste seun sterf. Dit beteken
Sy naam is uitgewis. Dit is die slegste ding wat met 'n Jood kon gebeur het. Dit beteken die Messias gaan nie uit jou nageslag gebore word nie. Jy is uitgevee uit die geskiedenis uit. Jy bestaan nie meer nie. Jy het jouself uitgevee. Jy het jouself uitgewis. En hoekom? Hoekom? Want jy luister nie meer na die woord van Jahwe nie. Jy luister nie meer na die woord van die Here nie, want die groote Agab het gesê, ons het 'n nuwe God gekry. Die groote belangrike Agab sê, ek weet beter, ek en my slim raadgewers, almal Agitofels. Met ander woorde, swak en verkeerde raadgewers. Wel, as Agab dan nie meer hiervoor wou luister nie, wat staan die Here te doen? Ek meen, almal het geweet wat met die El gebeur het. Die kontrakteursfirma nie meer nie. Die Here stuur dan vir Elia. Elia was 'n gewone man. Amper iets soos, mense sal sê, Johannes die Doper, nie aansienlik nie. Almal het geweet van Elia, hy het nie mooi aangetrek nie. Almal het Elia geken, en Elia kom by koning Agab, en hy sê, so opvallend, hy sê nie die Here het gesê nie, dat dit nie sal reën nie. Hy sê net, dit sal nie op sy woord reën nie. So hy het gebid. Hy het gebid oor hierdie ongehoorsaamheid, oor hierdie ding wat die mense in Israel sê, ons druk ons ore toe, ons hoor nie meer vir Jahwe nie. Ons het vir ons iemand anders te gekry. 'n koue klip. Hy sê, hoor, mooi, dit gaan nie reën nie. Die son sal skyn, dis so ironies, nie? Want Baal is die god van nie net die reën nie, maar ook van die son. En ek kan u bietjie vertel van hierdie gode Pantheon, as jy eendag tyd het, hoe dat hy sou sterf wanneer Set hom dan doodmaak in die winter, en dan herlewe hy lewenskragtig in die lente en in die somer, en alles is vrugbaar en mooi, maar daar reën nie 'n druppel nie, daar is nie eens dou nie, en die son skyn nie, helder en warm, soos wanneer dit so warm was die afgelope somer hier in Suid-Afrika. Wat 'n ellende, wat 'n vernietiging, wat 'n verwoesting. Die Here praat, al wil mense hom stil maak. Daardie monument van die mure van Jerigo, broer en suster, die Here gebruik baie keer die snaakste maniere om met ons te praat, en hy spreek met ons oor die feit dat hy is die ware God, die God van die lewe. Daar is niemand soos hy nie, luister na my stem, sê die Here vir ons. En net soos daardie mure van Jerigo, is die kruis op Golgotha so 'n onwaarskynlike wyse waarop die Here tot ons spreek. 'n Kruis is iets waarmee jy mense teregstel, waarmee jy mense doodmaak, maar dit word die kragtigste simbool van die grootste verlossing. En 'n graf. Wat kan die boodskap wees van 'n graf? Maar die graf van Christus is leeg, en daai graf getuig daarvan dat God is die God van die lewe, die God na wie ons moet luister, die God wat lewend is en wat praat. Hoe lank gaan jy op jou pad volhard? Die pad wat jy dink dat jy reg is, en jy hoef nie te luister nie. Die Here deurbreek daardie hardkoppigheid in 'n mens, en hy doen dit deur sy lewende gees. Hy wys jou op die mure van Jerigo, hy wys jou op die kruis, en hy wys jou op die leë graf. Wat is die boodskap wat jy hoor? Die God lewe. Hy's nie soos Baal nie. Luister, en luister nou. Luister tot in jou siel. Maar luister, hoor sy woord. Amen. Kom ons sing saam. Skrifberuiming 24, vers 6 en vers 7, ek sal vir u wys as u kan staan.
keer zijn ons verhewe, dan op aarde sonde oud, zodat nou uit ons donker lewe sy lof kan opstyg 1000-fout, en toe bereider ten hore, van volk tot volk, van hoort tot hoort, reis nou 'n mensheid word herbore, die nuwe reddingsboodskap voort, ons sal in lewe en in sterwe, ons eiendom vir altyd wees. Ons sal wat hy beloof het erwe, versiel deur die Heilige Gees. Hy is die waarborggewer, die eersteling, die volle som. Ons sal die reddingsdag belewe, die glorie van God wat kom. Baie dankie, hierdie is die onbekender melodie van skrifberuiming, van daai skrifberuiming. Ons ken daai skrifberuiming eintlik baie goed. Die kan maar gaan kyk, is die ou skrifberuiming in die Psalmboek oor die uitverkiesing. So ons ken hom eintlik goed, die melodie is net nou bietjie vreemd vir ons. Ons lees saam, broer en suster, 1 Konings 17, vers 16, 20 en 21. Vers 16, die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. En na hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares van die huis, siek geword. En sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie. En dan ook vers 20 en 21, en hy het die Here aangeroep en gesê, Here my God, het u selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, u onheil gebring deur haar seun te laat sterwe. En daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind en die Here aangeroep en gesê, Here my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. Die Here is nie net die God van die lewe nie, maar die Here kan vir jou die God van die dood wees. Vra dit vir die kontrakteursfirma van Hiel en Seuns. Vra dit vir almal wat in hierdie geweldige droogte en hongersnood wat Elia aangekondig het, omgekom het. As jy luister na die woord van die Here, dan hoor jy die boodskap van die lewe. Dis die boodskap wat elke Sondag hier verkondig word in die kerk. Dis die boodskap oor die kruis van Jesus Christus en die opstanding van die Here Jesus uit die dood uit. Dis 'n boodskap wat vir ons wat hartseer is oor geliefdes, geweldige troos beteken. Ons hoor weer vanoggend hoe dat die Here met ons spreek oor die lewe, hoe dat hy vir ons sê, hou vas aan die belofte wat ek vir julle gegee het, dat julle geliefdes het 'n plek by my in die paradys gevind. Hulle het gearriveer. Maar jy moet dit in die geloof omhels. Hierdie boodskap hoor jy Sondag na Sondag,
dis die woord van God wat weer klink, en ek en jy reageer onder leiding van die Heilige Gees met geloof. Maar jy moet luister. As jy nie luister nie, dan bring jy oor jouself geweldige elende. Nie net fisiese elende nie, nie net werklike elende in hierdie lewe nie, maar ook geestelike elende. Het is baie maklik om ander mense die skuld te gee vir die dinge wat in jou lewe verkeerd loop, vir die pyn, vir die hartseer, vir die ongelukkigheid. Broer en suster, as jy nie naby God leef en na sy woord luister nie, dan sê ek vir jou vandag, hoor my baie mooi en duidelik, jy self is verantwoordelik vir die hartseer en die pyn en die ellende in jou lewe, want jy wil nie hoor nie. Jy wil nie luister nie. Jy dink God praat nie met jou nie. Hy praat met jou. Hy sê vir jou en vir my, moenie, los, vergeet, sit agter jou, gaan in 'n ander rigting, kom hierheen, bly weg daar, luister. Nee, ek gaan nie luister nie. Ek gaan nog 'n bietjie hierdie ding vertroetel. Ek gaan nog op die ou paaie loop. Ek wil nog 'n paar draaie daar gemaak het. Nee. Dominee, hoekom? Hoekom slaan die Here my so seer? Hoekom bloei ek so? Hoekom sukkel ek so? Hoekom kry ek so swaar? Want jy luister nie. Jy wil nie luister nie. Jy wil nie hoor nie. Jy wil op jouself vertrou. Jy wil jou eie pad loop. En jy wil daarmee aanhou. Wie dink jy is hierdie God? Hy is nie Baal nie. Hy is nie Baal nie. Hy is 'n lewende God. Hy is 'n sagmoedige, genadige, vriendelike God. Maar hy is nie jou speelmaat nie, met alle respek gesê. Hy is die grootste, heiligste, belangrikste wese in die ganse heelal. Hy is 'n ernstige God. Hierdie God word nie meer deesdae verkondig nie. Die God wat aan die wêreld verkondig word, wil ek amper sê, weer eens met geweldige deernis en respek teenoor ons God. Hy is nie 'n sagmoedige neelsie nie. Jy kan nie met hom doen net wat jy wil nie. Jy kan nie net na hom luister wanneer jy wil en wanneer dit jou pas nie. Hy verdra dit nie. Die woord van die Here wys op sy krag om lewe te gee of lewe te neem. So Elia sê vir Agab, dit sal nie reën, dit sal nie weer reën nie, totdat ek 'n woord gespreek het. En Agab kon net daar en dan geluister het en die ramp afgeweer het. Hy kon vir sy soldate gesê het, arresteer vir Elia, hou hom gevange, dat hy die woord spreek. Maar hy dink so min. Hy glo lankal nie meer hy wat Agab is nie. Hy is so seker van Agab. So laat Elia loop. Laat hy loop. Wie glo in elk geval vir Elia? Niemand luister meer na God nie. Ons het groot planne vir hierdie land. Ek Agab. Ja, en toe hy so rondtrek met sy klomp vrekkende perde, op soek na 'n stukkie groen gras ernsste, net om te kyk of hy die arme diere aan die lewe kan hou. Toe soek hy na Elia. Toe soek hy na Elia. Want as hy net vir Elia kan kry en Elia kan 'n woord net spreek en die ellende kan ophou in hierdie land, wat 'n wonder sal dit nie wees nie.
As Elia net weer die woord van die Here kan bring, al hou hy nie van Elia nie, al ag hy nie Elia nie, al wil hy niks van Elia weet nie. Onthou nou, die konfrontasie tussen Elia en die profete van Baal en Astarte kom nog. Nee. En dan gaan die volk uitroep, dat die Here is God, ons moet na hom luister, en hulle gaan help om daai Baal profete by die 100de keel af te sny daaronder by die spruit. By die 100de keel af te sny. Geliefde broer en suster, mense wat nie na die woord van die Here luister nie, bring hulle self in die diepste elende. En daarom bly ek vir u sê, bly ek vir u vra, luister na die woord van die Here. Die Here sorg selfs vir sy kinders in 'n land waar mense nie wil luister na sy woord nie. Waar die leiers van die land soos koning Agab sê, ons sal wette hier maak wat ons pas, wat niks met die Bybel uit te waai het nie. Ons ag nie meer die Bybel en die woord van God nie. Ons weet beter. Ons gaan hier 'n reënboognasie en 'n land in Afrika bou wat 'n helder lig gaan wees vir die hele Afrika. Wat op die ou ende 'n donker gat, 'n black hole geword het, wat besig is om die res van Afrika in te sluk. Dis wat van die drome geword het na 30 jaar. Want hoekom? Want ons luister nie meer na die woord van die Here nie. Ons is seker, ons is hierdie wonderlike sterk reënboognasie met 'n Nelson Mandela aan die voorkant, en die wêreld gaan ons sien en hulle gaan van ons weet, en ons gaan die wêreld wys. Ja, ons is besig om die wêreld te wys hoe om dit nie te doen nie. Want ons luister nie meer na die woord van die Here nie. En moet u self nie so selftevrede op die skouer klop nie. Die feit dat ons as gelowiges enigsins in die land onder hierdie omstandighede oorleef, ons lewe van brood en van vleis wat die kraaie vir ons aandra. Waar dink jy het die kraaie daai brood en vleis gekry? Op die een of ander wonderbaarlike manier het die Here brood en vleis uit die hemel uit laat reën. Maar hoekom het dit dan opgehou op 'n stadium? So daai verklaring gaan nie op nie, dis nie kwartels en manna hierdie nie. Besef jy dit? Want dit het opgehou. Dan sê hy mos vir Elia om weg te gaan na die heidense streek toe. Onthou jy dit? Jy het dit saam met my gelees. So waar daardie kraaie die brood en die vleis gekry. Daar waar 'n ma besig is om die laaste, soos daai weduwee, besig is om die laaste ou broodjie te bak. Ewe skielik is daar 'n kraai en hy vat daai broodjie en hy gaan met hom. En dieselfde met die ou stukkie vleis. En verlang was daar nog iets in Israel gewees. En die kraaie het dit vir Elia aangedra. Want hulle het nie meer vir Elia gesorg as 'n profeet van die Here nie. En as die volk van die Here nie meer vir die profeet van die Here wil sorg nie, dan sorg die Here self vir sy profeet, al moet hy kraaie kry om vir hulle die brood te gaan haal, wat die Here se brood is, en die vleis te gaan haal, wat die Here se vleis is, en te vat vir sy profeet, totdat dit ook nie meer bestaan nie. En dan kom die Here en hy sê, nog steeds sal ek sorg, dat hy wat my woord bring, kan leef. My profeet moet leef. En dan vat die Here hierdie profeet en hy sê vir hom, gaan Sarfat toe. So opvallend dat Elia, mens hoor nie dat hy teëgestribbel het nie, Elia gaan Sarfat toe, na hierdie plek toe, tussen die heidene moet hy nou gaan bly, en hy kom by 'n heidense vrou, en hy sê vir haar, die laaste broodjie wat jy bak, bring hom vir my. Sy sê heiden, sy glo ook in Baal en Astarte. En sy bak daai broodjie, sy bring hom, en sy sien iets. Sy sien, want Elia sê vir haar, die Here het gesê, die meel gaan nie opraak nie, en die olie sal nie minder word nie. Die Here het gesê, ek sal sorg. En die Here sorg.
Die Here is getrou aan sy woord. As die Here in sy woord iets sê, kan jy hom glo. Dis wat hierdie vrou sien. Sy sit daar. Sy huil haar hart uit. Die seentjie is dood. Sy het nie meer gedink aan die dood nie. Vandat hierdie vreemde man uit Israel hier aangekom het, en die meel raak nie op, en die olie raak nie minder nie, het sy vergeet van die dood. Sy het die swaar kry gesien wat hierdie God oor die wêreld kan bring, want haar bure het nie altyd iets om te eet nie. Maar nou weet sy nie meer nie, want hierdie kind is dood. En sy sê vir Elia, het jy hierheen gekom, sodat hierdie God my kan straf? Sodat jou God my kan straf en my kind kan doodmaak? Is dit hoekom jy gekom het? Is dit hoekom jy hier is? Jy sien, sy dink soos die heidene, jy moet dinge doen om God tevrede te hou. Dis 'n heidense gedagte. Die heidene dink, jy bring offers en offers vir daai beelde. En dan, as die beelde met jou tevrede is, dan gebeur die goeie dinge in jou lewe. En ek het julle mos vertel, as hulle ontevrede was met die afgod, aan die afgod pak gekry. Want hy het nie gedoen wat hy moes doen nie. So het hulle gedink, hierdie vrou dink ook so. Elia worstel op 'n dieper vlak hiermee, hy vra vir homself die vraag af, ek het nie dit gesien nie, ek het nie geweet nie, wat is die plan hier, Here? U het gesê, die meel gaan nie opraak nie, en die olie sal nie minder word nie, hierdie vrou se kind is dood, wat nou? Wat nou? Jy sien, ons weet nie alles van die Here nie. Ek verstaan nie altyd alles wat die Here doen nie. Hy is groot, hy is die almagtige God. Ek is klein, ek is baie minder as hy. Ek lees ook maar net sy woord. En ek glo sy woord. Glo my woord, Elia. Sê vir daai vrou, sy moet my woord glo. Bid vir hierdie kind. Glo my woord, ek spreek die lewe in hierdie huis. En Elia sou kon sê, Here, maar so iets het nog nie gebeur nie. Dat iemand wat dood is, word lewend. Hoe kan dit? Wat het jy al gesien? Jy kan dit glo. Bid. Elia het hier saam met my gelees, het intens gebid vir hierdie kind. Vir baie spesifieke manier wat hier beskryf word. En God het sy gebed verhoor. Hoeveel keer het God die lewe in jou teruggebring, in jou bestaan, in jou liggaam, in jou eie lewe? Hoeveel keer het hy nie vir jou gesorg nie? Hoeveel keer was hy nie vir jou goed nie? Hoeveel keer was jy by 'n doodloopstraat? Hoeveel keer het jy met jou hande in jou hare gesit? Hoeveel keer het jy gesê, Here, ek weet nie meer nie. Ek weet nie links of regs of vorentoe, agtertoe, net bo is vir my oop. Hoeveel keer? En wat het jy? Jy het die beloftes van die Here. Jy het die woord van die Here. Die Here wat sê, ek los jou nie. Jy's reg, boontoe is oop. Ek luister, ek is hier. Ek vergeet nie van jou nie. Ek is goed vir jou. Ek is lief vir jou. Ek dra jou. Ek sorg vir jou. Daardie weduwee was eintlik saam met haar kindjie in elk geval dood gewees, voordat die profeet gekom het. Voordat die woord van God gekom het. Besef jy dit? Sy het gesê, dit is laaste, dan sterf ons. Die profeet het gekom, hy het die woord van God gebring, die woord het lewe gebring. Jy en ek het die voorreg, broer en suster, om elke Sondag te hoor van God, van sy lewe, wat hy bring in ons lewe. En die wyse waarop hy dit doen, deur sy seun wat hy vir ons gegee het as 'n verlosser. Daar is niks in hierdie lewe wat
te oorweldigend kan wees, te groot kan wees. Daar is niks wat ons kan skei van die liefde van God in Christus nie. Nie lewe nie, nie dood nie, nie iets tydelik nie, nie iets wat mense dink permanent is nie, nie swaard nie, nie gevaar nie, niks nie, nie siekte nie, niks nie. Glo jy die woord van God? Wel, luister dan na die hele woord van God. Gehoorsaam ook die woord van God. Leef volgens die woord van God onder die leiding van sy Gees. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u woord. Baie dankie vir die belofte van die lewe wat u in ons lewe spreek. Dat u vir ons soveel mooi dinge gee, soveel mooi dinge beloof en ons voortdurend daaraan herinner. Ja, Here, gee dat ons in gehoorsaamheid nie net u woord sal hoor nie, maar dat ons dit ook sal gehoorsaam. Dat ons daarna sal strewe om in alles aan die woord gehoorsaam te wees. Ons loof en ons dank u, Here, vir die Bybel. Die Bybel in ons eie taal. Wil u gee dat die Bybels nie meer in ons huise stof sal opgaar nie, maar dat ons ywerige lesers en bestudeerders van u woord sal wees. Spreek deur u Heilige Gees met u woord tot in ons siele. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Geliefde broer en suster, Psalm 139 is redelik bekend. Vers 7 en vers 8 van Psalm 139. Ek sal weer vir u wys as u moet opstaan.
van u skepingswonder. U het daar niks die blik weerhou, my ongevormde klomp aanskou. U wysheid, eer wat nimmer val, het my geboortestond bepaal. Voor iets van my begin te lewe, was alles in die boek geskrewe. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.